Here, dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders te mag wees. Dankie dat ons in die teenwoordigheid mag wees. Dankie Here dat u ons raak sien, dat u ons lief het en dat u 'n baie, baie spesiale pad met ons stap, elke dag van ons lewe. Dankie vir u liefde en u teenwoordigheid. En Here, help ons om toe te laat dat dit wat u vir ons vandag wil sê, dat dit sal posvat in my lewe. Dat dit my sal deurdrink en dat dit my hele lewe sal kom verander. Dankie Here vir al die liefde en al die genade. Amen. Kom ons lees Romeine 4 van vers 13. Dit is trouwens nie omdat Abraham die wet van Moses onderhou het, dat aan hom en sy nageslag die belofte gegee is, dat hy die wêreld as besitting sal ontvang nie, maar omdat hy vrygespreek is, deurdat hy geglo het. As mense deur wetsonderhouding deelgenote van die belofte sou kon word, sou die geloof sy betekenis verloor het en die belofte sy krag. Die wet bring juis die straf van God, want waar daar nie 'n wet is nie, is daar ook geen oortreding van die wet nie. Daarom het die belofte deur die geloof en dus uit genade tot Abraham gekom, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, maar ook die wat glo, soos Abraham geglo het. Hy is immers die vader van ons almal, soos daar geskrywe staan. Ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit is hy in die oë van God in wie hy geglo het, God wat dooies lewend maak en dinge wat nie bestaan nie tot stand gebring het deur sy woord. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo en so die vader van baie nasies geword, volgens die belofte. So sal jou nageslag wees. Al was hy so wat 100 jaar en al het hy dus goed besef dat sy liggaam reeds gedaan was en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in die ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Hy was ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Deurdat Abraham geglo het, het God hom dus vrygespreek. Dat hy vrygespreek is, deurdat hy geglo het, is nie ter wille van hom opgeteken nie, maar ook ter wille van ons wat vrygespreek sal word. Ons wat in God glo, wat vir Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. Ons lees tot sover. As ons hierdie stuk lees van Vader Abraham, dan is daar twee goed wat baie, baie sterk deurkom. En die eerste ding wat sterk deurkom, is dat Abraham gered is deur geloof. As mens nou mooi daaraan dink, toe Abraham geleef het, het God nog nie vir ons die wet gegee nie. So die 2 plat klippe met die 10 gebooie wat het nog nie bestaan nie. So die wet het nog nie bestaan nie en dis hoekom Paulus dit dan ook vir hulle vertel. Maar het Abraham nie baie geloof gehad nie. As mens nou mooi kyk na sy lewe, dis amazing om te dink dat hy sulke goed gedoen het. Dit gaan my verstand te bowe, want ek weet nie altyd of ek heeltemal so oulik sou gewees het nie. As 'n mens, die Here vra van hom, in die eerste plek, vat jou goed, trek uit jou land uit, los jou familie en alles wat jy ken, net daar, en gaan na 'n ander vreemde land toe. En dan kom hy in die woestyn van alle plekke aan, hè? En Abraham doen dit. Abraham vat sy goed en hy trek. En dan, heel wat later, dan beloof die Here vir hom, maar hy sal 'n nageslag wees, 'n sterk nageslag. So baie as die sand in die see, so baie as die sterre in die hemel. Maar mens het so 'n bietjie kinders nodig om 'n nageslag te hê, né? En
hy het nie kind of kraai nie. Hy word 100 jaar oud en dan het hy nog steeds nie 'n kind nie. En tog glo Abraham nog steeds. En die Here seën hom met 'n kind, Isak. En dan kry hy hierdie wonderwerk. En dan gaan God verder. En hy toets hom verder. En dan vra hy vir Abraham om hierdie wonderwerk wat God vir hom gegee het, te offer. Ek meen, rarig, Here, hoekom? En dan kom die Here deur, en Abraham vertrou hom. Hy doen dit. En net voor hy dit doen, dan stop die Here hom en sê, jy vertrou my. Dis vir Abraham se geloof wat hom gered het. Hy het geweet, hy moet die Here vertrou. Ten spyte van die feit dat die omstandighede nie altyd sin maak nie, hy moet die Here vertrou en hy het gedoen wat God van hom gevra het, al het hy nie altyd verstaan nie. As die wet bestaan het Abraham nie 'n kans gestaan nie. Want hy het ook maar lekker droog gemaak. As mens Abraham se verhaal gaan lees, dan het hy baie goed gedoen wat nie heeltemal, wat ons nie so lekker kosher, as kosher beskou nie. Dit is nie lekker heeltemal soos wat dit moet wees nie. En Paulus maak dit baie duidelik, dat die wet jou nie kan red nie. Nee? Ons dink baie keer, ons doen dit vandag nog, nee? Ons sê vir onsself, ag, as ek net 'n bietjie beter kan wees. As ek net 'n bietjie beter kan wees, miskien dan sal die Here my vergewe. As ek net 'n bietjie minder sonde doen, as ek net 'n bietjie meer kerk toe gaan, as ek net 'n bietjie meer bid en Bybel lees, miskien dan sal ek hemel toe kan gaan. Maar dis nie dit wat jou hemel toe vat nie, nee? Dis nie dit wat ons hemel toe bring nie, dis nie dit wat ons red nie. Die wet en reg lewe kan jou nie red nie, want jy kan nooit 100% reg lewe nie. Jy kan nie, ons is mense. Jy kan nooit 100% reg lewe nie. Jy kan dalk maak of jy reg lewe, maar jou hart sukkel, ons sukkel. Ons harte verraai ons baie keer. Al wat die wet eintlik doen, is om vir ons te wys wat ons besig is om verkeerd te doen, maar die wet self kan jou nooit red nie. Die rede hoekom jy die wet nakom, is wat maak dat jy die wet nakom. Niks, die wet self gaan nie maak dat jy die wet nakom nie. Dwang en vrees het nog nooit mense gered nie. Het nog nooit gemaak dat mense die wet doen omdat hulle dit wil doen nie. Hulle doen dit want hulle is bang. En dit help ook nie altyd nie, want as dit gewerk het, sou die tronke leeg gewees het, nee? Maar dit is nie. So die wet kan jou nie red nie. Die wet maak ook nie dat jy wil dit nakom nie. Dit is jou verhouding met die Here wat maak dat jy die wet wil nakom. Dat jy wil reg lewe, want dit is hoe die Here jou roep om te leef. Jy vertrou dat die Here beter weet as jy. Jy vertrou dat die Here vir jou wil 'n vol lewe gee. Jy vertrou die Vader wat jou liefhet. En jy besef hoe stikkend hy ook is as hy sien hoe jy jou lewe verwoes as jy nie gehoorsaam is aan hy is nie. Sy hart is seer as hy sien hoe jy jou hele lewe verwoes deur dit nie na te kom nie, maar nie net jou eie lewe nie, ander mense se lewe ook. So die vraag is nooit, kom ek die wet na nie. Die vraag was nog altyd, is jy in die regte verhouding met God? Vertrou jy hom genoeg om te weet dat jou lewe en jou besluite in sy hande is? Te weet dat ek hom kan vertrou en kan weet, maar hier is die regte ding om te doen. Nie omdat ander mense sê so nie, maar God sê so. God weet wat goed is vir jou en jy moet hom vertrou. So die Here sê, glo in my, is die eerste ding wat hier uitkom, glo in my, weet dat jy weet, ek is by jou, en ek weet die beste vir jou.
as ons glo, dan stap ons in God se heiligheid in. En ons sê, Here, ek is hier. Hier is ek nou, hier waar ek moet wees. Veilig en tuis. En die tweede ding wat uitstaan, maak dit eintlik net soveel duideliker. God se heiligheid en sy teenwoordigheid. Ons is nie net in God se teenwoordigheid as vreemdelinge nie. Ons is nie net daar omdat iemand 'n gunsie vir jou gedoen het, maar jy pas nie eintlik heeltemal in nie. God sê, as jy glo in hom, dan word jy deel van hierdie heiligheid. Jy is nie net hier nie, jy word deel van God se familie. Hy neem jou aan as sy kind. Jy word syne en hy word joune. Hy word deel van jou. Ons word deel van die nasie wat God vir Abraham beloof het. Jy word deel van sy liefde. Jy kom tuis. En dit maak dat jy nie hoef bang te wees nie. Want jy is veilig. Miskien oorweldig met sy grootheid. Ek dink ook die Abraham, as die Here, eintlik nie net Abraham nie, dwars deur die Bybel aan mense verskyn, dan moet hy altyd eers vir hulle sê, moenie bang wees nie, is okay, jy's okay. Want die grootheid van God se teenwoordigheid is net so oorweldigend. En ek dink dis ook hoekom hy nie altyd 100% net so aan ons verskyn nie, want ons kan dit nie hanteer nie. Hy's net so groot en so almagtig. Moenie bang wees nie. Jy word so oorweldig dat jy net op jou knie wil neersak en sê, Here, Here my God. So kry ons dit reg om deel te word van hierdie grootheid van God. Eerstens besluit, is dit 'n kognitiewe besluit. Jy besluit met jou, jy maak 'n besluit om te glo dat Jesus vir jou betaal het vir jou sondes. Dat hy gesterf het aan die kruis. En omdat hy gesterf het vir jou sonde en alles wat jy verkeerd doen, mag jy in sy heiligheid wees. Mag jy leef in sy teenwoordigheid en mag jy veilig tuis kom. En wanneer jy daai besluit neem, dan leer jy, ek kan maar vir God vertrou, want hy's groter as wat ek kan dink. Ons vertrou in die genade van God, om so oortuig te wees en oorgegee te wees aan die Here, ten spyte van omstandighede, ten spyte van die feit dat die lewe druk. En wanneer ons bewus van raak van hierdie genade van God en vertrou dat hierdie groter as ek is en ek dit kan vertrou en dat ek veilig kan wees, dan begin jy leef in God se heiligheid, in sy liefde. Jy leef in die feit dat jy vrygespreek is, dat jy okay is ten spyte van, dat jy veilig en tuis is, al is my omstandighede nie maanskyn en rose nie. En dan bemagtig die Heilige Gees jou, en leef jy al hoe meer saam met die Here, en groei jy saam met die Here. En hoe meer jy dit doen, hoe meer beleef jy, hierdie is wat dit beteken om regtig te lewe. So dis ons. Dis die pad wat die Here saam met ons stap. Maar dis nie ons wat dit doen nie. Nee, dis God wat die belofte aan Abraham kom maak het. En aan ons. Dis hy wat vir ons kom sê, maar ek wil hê jy moet hiervan deel wees. God verklaar dit ook, dat dit okay is dat ons by hom mag wees. Dis hy wat ons toelaat, wat die deure oopmaak vir ons om in te stap in sy heiligheid en sy liefde. Hy laat dit toe, want hy het jou gemaak. Hy wil hê jy moet naby hom wees. Hy het jou lief, hy sien jou raak. Dis God wat dit doen. Dis hy wat jou innooi. Dis hy wat 'n plan gemaak het dat jy by hom kan wees. Hy het sy seun aarde toe gestuur en toegelaat dat hy kan sterf namens ons sondes. So as die Here kom aan die einde van die tyd en hy kom om af te reken met al hierdie gemors van hierdie wêreld. Die enigste manier hoe jy staande bly is omdat jy God se kind is. Die enigste manier hoe jy nie hoef bang te wees nie, is omdat jy God se kind is. Want as jy kind van God word, dan verlos hy jou van jou sondes. As
As jy nie 'n kind van God is nie, het jy baie rede om bang te wees, want dan gaan jy saam met mense, saam met hierdie sonde verwoes word, want die sonde is so deurvleg met jou. Dit is so deel van jou dat dit nie anders kan nie. Maar God wil hê ons moenie deel wees daarvan nie. Hy wil hê jy moet gered wees. En dis hoekom dit vir ons ook so belangrik is om vir mense te vertel, om mense ook saam met ons in te nooi in hierdie heiligheid van God. Om te sê, maar dat is soveel beter. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy kan instap in sy liefde en in sy heiligheid en jy kan veilig wees. God kom en hy skep lewe waar ons nie eintlik veronderstel is om te verdien, om te lewe nie. God kan enigiets doen. As mens hierdie dink, dan dink mens, joh, Here, wat is die kans dat dit met my mag gebeur? Wat is die kans dat God my raak sien en my liefhet? Want ek is so nietig. En as jy eers besef hoe droog jy al gemaak het in jou lewe, dan dink jy, joh, Here, hoe is dit ook vir my? Wat is die kans? Wat is die kans dat nuwe lewe, hierdie lewe wat God van praat, regtig kan gebeur in hierdie absolute verskeurde, uit mekaar geskeurde, stikkende wêreld? Hoe kan dit bosvat hier? Want dit is so stikkend, Here. Wat is die kans dat mense so ver weg kan, wat so ver weg is van God af, weer terug kan kom by hom? Hoe, Here? Dit lyk so onmoontlik. Ons weet nie, maar die Here sê, hy, net soos wat hy vir Abraham raak gesien het, en hom geroep het, en hom vrygespreek het, en vir hom 'n nuwe lewe kom gee het, en al die beloftes aan hom beloof het, net so sien God vir jou ook raak. Hy het my raak gesien, hy het vir jou raak gesien, en hy is lief vir jou. En hy wil hê jy moet tuis kom, en hy wil jou lewe kom verander, hy wil vir jou 'n nuwe lewe kom gee. Hy wil vir jou kom sê, Here, hy wil hê jy moet kom sê, Here, hier is ek. So wat gebeur wanneer ons hierdie oproep van die Here, hierdie uitnodiging van die Here ernstig opneem en sê, Here, hier is ek? Dan breek jou hart net soos God se. Soos in die Pinkster ook gesê het. In eerste plek besef jy hoe groot dit is en hoe jou lewe verander en jy's veilig en jy's kosbaar. Maar saam met dit raak jy ook bewus van die stikkende wêreld. En jou hart breek vir mense, want jy besef, Here, as hulle nie vir U het nie, dan kan hulle doen wat hulle wil, maar hulle gaan ook gestraf word. En dan leef ons anders. Dan begin ons anders leef, dan hanteer ons mekaar anders, dan word ons lief vir mekaar, net soos God lief is vir ons. En dan wil ons hê, mense moet ophou om mekaar en hulle self te verwoes. En wat doen ons dan? Ons raak lief vir mense. En ons bring hierdie God wat ons lief het, hierdie heiligheid, hierdie liefde wat ons ervaar, wat deel word van ons, bring ons in die wêreld in waar ons beweeg en leef. En stukkie vir stukkie dra jy by dat miskien iemand anders ook nie hoef bang te wees nie. Dat iemand anders ook saam met God in sy heiligheid mag leef, veilig mag wees en mag tuiskom. Ons dra by. En ek dink dit sluit so mooi aan by ons tema ook, waar ons as familie in Christus verheerlik ons God, gee ons vir mekaar om, dis waar ons nou is, nee? Ons gee om vir mekaar. Hoekom gee ons om vir mekaar? Want ons het tuis gekom in die huis van die Here. En hierdie liefde wat die Here vir jou kom gee het, wil ons vir mekaar gee. En het skep ons 'n wêreld, binne 'n stikkende wêreld, waar ons maar anders mag wees, waar ons maar mag tuiskom. Ten spyte van die feit dat ons sukkel baie keer,
is dit die roeping van ons gemeente, nê? Om regtig dit te wees vir mekaar. Dat ons 'n plek skep hier, waar die Here vir ons geroep het, waar ons kan tuiskom, en waar ons mekaar kan in ag neem, ten spyte van die feit, dat ons nie altyd mekaar verstaan nie, en dat ons nie altyd dink, presies soos mekaar dink nie, is dit wat die Here vir ons wil kom gee, is 'n plek waar ons kan tuiskom. So die Here wil vandag vir jou kom sê, ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Ek wil hê jy moet dit hoor, ek is lief vir jou. Ek is so geweldig lief vir jou. So kom ons wees dit vir mekaar. Ek wil hê ons moet net vir 'n oomblik net wees. Maak jou oë toe. En beleef net vir 'n oomblik God se liefde in jou lewe. Gaan sit by hom. Hoor hom sê, ek is lief vir jou, my kind. Ek is lief vir jou. En drink dit net vir 'n oomblik in. Wees net daar. Ek is lief vir jou. Jy is kosbaar vir my, asof jy die enigste mens op aarde is. Here, dit is woorde wat ons so graag wil hoor. Dit is dinge wat ons so groot behoefte aan het, Here. Dankie dat ons kan tuiskom by U. Dankie dat U dit vir ons is en vir ons gee. Dankie dat ons net kan wees in U liefde, Here. Dat U ons kom verfris, dat U ons nuwe krag gee om weer op te staan in hierdie lewe, in die gesig kan staar. Nie omdat ek so sterk is nie, maar omdat U my so sterk maak. Omdat U teenwoordig is in my lewe. En omdat ek weet wie ek is. Omdat ek weet ek is geliefd, ek is kosbaar, en ek het 'n huis. Ek is veilig. Wees met ons, Here. Wees met ons. Mag ons dit so leef. Mag ons dit nooit vergeet nie. En mag ons dit ons hele lewe kom verander. Amen.